Welkom terug hier by ons pragtige en vars buitelugstudio. Ons gaan nou verduidelik hoekom ons hier met ons voete in die water sit. Maar kom ons praat gaan motorsport. En in die wêreld van motorsport sal motorsportaanhangers dadelik weet waarvan ons praat as ons 'n paar groot byeenkomste opnoem. So wat tydrenne betref, die goue graal van tydren. Tydren van 1000 meter. Rally Finland, dis eintlik hy. En dan natuurlik wat die Amerikaners betref, is daar twee waarna ek dadelik kan dink. Indy 500 moet Die een wees. 500 is een en natuurlik wat NASCAR's betref Ja, is by die Brickyard, die Brickyard Brickyard 400. 400 Ja. by Daytona. Dis natuurlik daai goed. Dan is daar die wêreld van Formule 1 wat natuurlik nou nog 'n stappie verder is. Die grootste, belangrikste Formule 1 wedren van hulle almal Baie is maklik. uiteraard Zandvoort in Nederland. Hang on, Zandvoort. Ja, ek's Hollander. So Tipiese Max Verstappen, altyd reg. Is nie Zandvoort nie. Die groot Formule 1 met die meeste aansien is natuurlik die Monte Carlo of Monaco Grand Prix. en dan natuurlik die moeder van alle uithou wedrenne is die 24 de Mans of so iets, die 24 uur van Le Mans. That's it. En dan bestaan daar natuurlik nog iets. Die mees gesogte ding in die wêreld van motorsport. Nou die vermaaklikheidswêreld, hulle het 'n weergawe daarvan. Ek dink hulle noem dit 'n EGOT. EGOT. Ja, dan het jy gewen 'n Emmy, 'n Grammy, 'n Oscar en 'n Tony Award. Yes. En daar's nog nie hoeveel mense wat dit gewen het in die geskiedenis. Ek dink iets soos 19 of 21 Ja, mense. maar al die dis groot gesogte name, hè. ding. Dis soos Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, Tim Rice, Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, Elton John, 'n baie gesogte ding. Maar in die wêreld van motorsport is daar 'n ding wat selfs nog meer gesog is as 'n EGOT. En die 100 en, ek dink is 120 jaar wat die storie al bestaan, het nog net een persoon dit reg gekry om die ding te wen. En dit staan bekend as die is die Triple Crown van motorsport. Die gesogte Triple Crown, motorsport se grootste nie-amptelike prestasie. Iets wat elke renjaer stilletjies agter sy naam sou wou skryf, maar ook iets wat nog net een renjaer kon vermag. Die Triple Crown verwys natuurlik na die Indy 500 in Amerika, die Le Mans 24 uur uithouren in Frankryk, asook die Monte Carlo Formule 1 Grand Prix in Monaco. Met ander woorde, al daai renne wat ons vroeër genoem het, maar gewen deur een renjaer in een leeftyd. Baie het probeer, maar sover was er nog net een man wat daarin kon slaag. Onthou jy die Engelsman Damon Hill wat in 1996 vir Michael Schumacher moes pak gee om die wêreldkampioenskap te wen? Onthou baie goed, maar nee, dit was glad jy nie. Dit was eerder sy pa Graham Hill wat dit reg gekry het om al drie daai renne te wen. Die Triple Crown of Motorsport in die 60s en 70s. Nou, sedert Graham Hill dit reg gekry het, was daar nog net 'n handjievol ouens wat twee van die drie van die Triple Crown kon wen. Insluitende 'n einste persoon wat al sy verskyning net hier op laat wiel gemaak. Dis nie hy nie. Waar kan 'n Hilux oral ry? En Hilux kan enige plek ry. Well, there you go. Muchas gracias. Jep, einste Fernando Alonso. Die man het al bitter naby gekom. Hy was 2 keer al Formule 1 wêreldkampioen. Hy het 2 keer die Monaco Grand Prix gewen. Hy het 2 keer die 24 uur van Le Mans gewen en hy het al 2 keer die Indy 500 aan deelgeneem. Maar nie gewen. Nog nie gewen. Maar net soos by die EGOTs wat uit 4 goeders bestaan, dink nou net, die Triple Crown wat uit 3 bestaan, Indy, Le Mans en Monaco Grand Prix, dink nie daar was 4. As jy iets kon bys het, wat sou dit wees? Die Dakar. Die Dakar. Hierdie is die Dakar, die wêreld se heel strafste motorwedren, wat al sedert die 70s elke jaar iewers in een of meer van die planeet se woestyne plaasvind. Vir duisende renjaars oor verskeie dekades is dit die toppunt van motorsport en die uiterste toets van wel alles. Alles van bestuursvernuf tot uithou vermoë, deursettingsvermoë, toewyding, spanwerk, die hele lot. Dis ongetwyfeld een van die grootes. Nie net 'n wedren nie, maar ook 'n avontuur wat menigte manne en vroue op hulle kerfstok wil sit. En dit sluit einste Fernando Alonso in, wat in 2020 aan die Dakar deelgeneem het in 'n Hilux met 'n stel Gauteng nommerplaat op. Bloot omdat hy geweet het wat 'n prestasie dit sou wees om 'n goeie Dakar resultaat by sy lang lys van motorsportprestasies te voeg. En dis hoekom ons vasglo dat die Triple Crown eintlik die Quadruple Crown behoort wees met 4 goeders in. Maar in ieder geval, het voel soos 'n leeftyd gelede, eintlik is dit net 'n paar maande, wat ons vir 3 weke lank deur Saudi-Arabië gereis het op die 2024 Dakar. Die dat dit nou so lekker is om, in teenstelling met daai droë warm woestyn, hier met ons voete in die koue water te sit.
Nou vir die wat nou nog die mekaar is, en dit is maklik om te wees. Dakar is natuurlik die hoofstad van die Afrika-land Senekal. En vir dekades lank het die Dakar, of dan die Parys na Dakar wedren, in Parys begin en 2 weke later in Dakar klaargemaak. Onrus en terroristebedrywighede het dit moeilik gemaak en in 2009 het die Dakar 'n nuwe tuiste gevind in Suid-Amerika, 'n epiese wedren wat deur ons eie Neil de Villiers gewen is. Maar sedert 2020 het die Dakar 'n nuwe tuiste gevind in die Koninkryk van Saudi-Arabië. En buite 'n string renne in Suid-Amerika het Waldo en Hannes sover elke Dakar in die Midde-Ooste ook bygewoon. Nou as joernaliste is ons eerste instink uiteraard om die storie so volledig en akkuraat as moontlik te probeer oorvertel. Met min agtergrond, maar al die detail van hoe die topouens te mekaar gery het en wat hulle alles gedoen het. Maar eers 'n bietjie agtergrond. Ja, kyk. Die lys van groot name in die Dakar se onlangse geskiedenis bestaan uit die volgende. En die grootste naam is seker Monsieur Dakar homself, Stefan Petterhansel. Die Fransman het die ren al 'n totaal van 6 keer gewen op 'n motorfiets. Daarna nog 'n rekord 8 keer in 'n kar. Sedert 2022 ry hy vir die Audi span in hulle omstrede maar revolusionêre elektriese renmotor. Die een met elektriese motors wat die wiele aandryf, maar met 'n 2 liter petrol turbo engine op sy rug wat as kragopwekker dien om die batterye te laai. Sy spanmaat is niemand anders nie as Carlos Sainz, 'n senior. Die pa van die enigste ou wat in meer as 10 maande daarin kon slaag om Max Verstappen in 'n Formule 1 wedren te kon wen. Oupa Sainz is homself 'n voormalige dubbele wêreldtydrenkampioen en het al 3 keer van tevore by die Dakar koning gekraai. Vir 2024 sou die hele veld 'n strawwe aanslag moes afweer van die iemand wat wêreldwyd beskou word as die beste veelsuidige renjaer nog van alle tye. Dit is die 9-malige wêreldtydrenkampioen Sebastian Loeb. Dan was daar nog 'n string blitsvinnige ouens in 'n verskeidenheid renmotors. Om nie eens te praat van die Toyota Hilux span, wat weer eens propvol Suid-Afrikaners was nie. Nou die span het die wedren in 2019 vir die eerste keer gewen, maar dit was in Peru en toe weer so gemaak in 2022 en 2023 in Saudi-Arabië. Hulle het wel gewen, maar dit was elke keer met die Qatari Nasser Al-Attiyah agter die stuurwiel. Die man het die laaste Dakar in Suid-Amerika, die 2019 weergawe in Peru gewen, asook die laaste 2 renne in Saudi-Arabië, almal van agter die stuur van 'n Suid-Afrikaanse Hilux. Maar soos ons einde verlede jaar berig het hy groter weivelde gaan loop soek. Die Suid-Afrikaanse Hilux span het nog 'n terugslag beleef toe die hoopvolle en veelvuldige Suid-Afrikaanse kampioen Henk Lategan van die ren moes onttrek weens 'n gebreekte skouer. So vir die 2024 wedren was Toyota se hoop op die skouers van die ou staatmaker en Dakar legende Neil de Villiers. Hy sou 2 Suid-Afrikaanse nuwelinge saam met hom vat in die vorm van Guy Botterill en die 18-jarige Saud Variawa. Buiten die 3 Suid-Afrikaners sou die Braziliaan Lucas Moraes en die jong Amerikaner Seth Quintero ook die Hilux span se oorblywende sitplekke vol sit.